Kom ons sluit ons oë vir 'n oomblik. Hemelse Vader, ons dankie vir u goedheid, vir u liefde, vir u guns in ons lewens. Dankie dat ons nou na u toe kan kom, dat ons harte kan oopmaak. Ons vra dat u vir ons sal gee verligte oë van ons verstand, dat ons insig sal kry in die woord, dat ons elkeen 'n doener sal wees van u woord. U goedheid sien gebeur in ons lewens. In Jesus naam. Amen. Halleluja. My titel vanmôre is die openbaring van sy wil. Die openbaring van sy wil. Ek wil net noem dat ons moet altyd let, die tweede laaste liedjie was 'n wonderlike worship liedjie geweest. Ek het baie geniet. Maar daar was een frase geweest wat hy praat van, as dit jou tyd is. Jy het dit opgevang, né? En daar is nie so iets in die Bybel nie. Baie mense, godsdienstige mense glo jy het 'n tyd. Wys my daai versie. Daar's nie 'n tyd. Die Here praat van baie dinge wat jou lewe kan verleng en dinge wat jou lewe kan verkort. En daar is nêrens in die Bybel iets van dat jy 'n spesifieke tyd het nie. Die Bybel sê dit is aan 'n mens toegedeel om eenmaal te sterf, maar nie 'n tyd om te sterf nie. Nou jy sal agterkom, godsdienstige mense sal daai ding aanhaal asof dit gospel, dit was maar sy tyd. En dit is absoluut nie waar nie, hoor. Moenie dat die duiwel, die oomblik as jy nou in 'n moeilike situasie kom, dalk met jou gesondheid, en dan kom die duiwel en sê vir jou, dis jou tyd. Dan sê vir my, ek bestraf jou, dit is nie die woord nie, daar sê dit is my tyd nie. Wat sê die woord? Die woord sê in Psalm 91, dat hy jou sal versadig met 'n lang lewe. Jy leef tot jy versadig is. Amen. Halleluja. Okay, so kom ons maak op by Kolossense, ons gaan kyk na ek gaan na 2 van die gebede vandag weer kyk, wat Paulus gebid het, en ons wil nou ons gees oopmaak om te hoor wat die Heilige Gees vir ons sê. Kolossense 1 vanaf vers 9, daarom hou ons ook nie op nie, van die dag af wat ons het gehoor het, om vir julle te bid en te vra, dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil. Weereens 'n baie ongodsdienstige ding om te bid, want ek bedoel, volgens godsdiens is alles wat gebeur die wil van God. Is dit nie waar nie? Meeste Christene op die aarde vandag glo dat alles wat met hulle gebeur is die wil van God. As dit waar was, waarvoor bid? Dat jy vervul word met die kennis van sy wil, want jy kan maar net kyk wat met jou gebeur, dan weet jy mos wat sy wil is. Maar jy sien, dit is nie waar nie, né? Hy bid hier so spesifiek, en dan die ander deel van godsdienst gaan vir jou sê, maar God se wil is onnaspeurlik, ondeurdenklik, het sulke snaakse woorde gebruik om vir jou te sê, jy kan nie, dominee kan dalk die wil van God ken, maar nie jy nie, of die paus, of so. Maar dit is ook nie waar nie, né? Dit is Paulus se gebed aan die gemeente, dat hulle vervul mag word met die kennis van sy wil, in alle wysheid en geestelike insig. En dan kom daar 'n sodat, en hier kom nou, die sodat is basies die res van daai gebed. So, hy sê vir jou, daar's 'n amazing beloning, en deurbraak, wat sal kom in jou lewe, as jy wakker word, tot wat God se wil werklik is. Dis hoe belangrik dit is. Jy moet weet, want geloof begin, waar die wil van God bekend is. As jy nie weet wat God se wil is nie, as jy onseker is oor wat God se wil is, dan gaan jy 'n teiken word vir die vyand. En ons wil nie 'n teiken wees vir die vyand nie, ons wil 'n openbaring hê in ons gees, wat God se wil is. Hy sê, sodat jy waardig voor die Here mag wandel, om hom in alles te behaag. So as jy nie weet, of 'n openbaring het wat God se wil is nie, kan jy nie waardig voor die Here wandel, om hom te behaag nie. En julle in elke goeie werk vrug mag dra, so jy gaan nie vrug dra, as jy nie weet wat God se wil is nie. En in die kennis van God mag groei. Hoe gaan jy groei in die kennis van God, as jy nie weet, in 'n openbaring het wat God se wil is nie. En met alle krag bekragtig word, nou gaan dit nog verder, daar kom krag beskikbaar. Die oomblik as jy weet, as jy 'n openbaring in jou gees het, wat is God se wil? Aangaande my finansies, gaan jy, en ek praat nie van 'n denke, ek praat nie van 'n mental, of net in jou denke nie, jou gees moet dit weet. Jou gees moet weet,
wat is sy wil aangaande jou finansies, dan gaan daar krag beskikbaar gestel word vir jou finansies. Doemlik as jy, dis soos die openbaring wat ek gekry het oor geregtigheid. Toe my gees die openbaring aangryp, dat ek is nou die geregtigheid van God. Toe is dit nie meer 'n kwessie van 'n redenasie in my kop nie, verstaan? Die redenasie in my kop, jy kan maar redeneer tot jy blou word. Jy gaan my nie daarvan afkry nie. Ek is dit. Amen. So dis op daardie vlak wat jy alle openbaring in die woord moet hê. Dit help jy ons het net openbaring oor geregtigheid, maar ons het nie openbaring oor finansies of genesing of elke ander area van die seën van God nie. Nee, ons moet daai openbaring in ons gees kry. Alle krag bekragtig word volgens die mag van sy heerlikheid tot alle lydsaamheid en lankmoedigheid met blydskap. As jy openbaring het van God se wil, kom daar blydskap. Want God se wil is altyd goed. Ek hoor nou die dag weer die ding van iemand sê ag van die ou lammetjie wat die herder breek die been van die lammetjie om hom nou te bind aan die herder. Weet jy, dit is die grootste nonsens, né? Ek gee nie om of aardse herders dit werklik doen of nie doen nie. Dit staan nie in Psalm 23. Psalm 23 nie, staan daar nie 'n versie so tussen in die ander versies geskryf, "U breek my been." Jy moet wragties fyn lees om daai versie te sien. Nee, wat sê hy in Psalm 23? Hy sê die Here is my herder. Hy lei my na waters van rus. Hy sit my in groen weidings. Hy vertroos my siel. Hy breek my been. Nêrens staan hy breek my been. So moenie dat die wêreld jou in godsdienst, mense met hulle godsdienstige idees, hulle probeer 'n verklaring vind vir hoekom hulle nie ontvang nie. Want hulle het een of ander krisis, een of ander siekte, een of ander aanslag van die vyand en hulle sukkel om dit te oorkom. En nou moet daar, in plaas daarvan dat ek moet vra, Here, waar kan ek verander om te ontvang? Sê hulle nie, maar die probleem kan nie by my wees nie, dit moet by God wees. Kan jy sien hoe 'n hoogmoedige gesindheid is daai? Die probleem is nie by God nie, mense. As jy nie ontvang nie, dan is die probleem nie by die stasie wat uitsaai nie. Dis by jou ontvanger. En die Vader mag dank wat ons bekwaam gemaak het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Die erfdeel van die heiliges in die lig. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes. As jou sondes vergewe is, as jy die geregtigheid van God is in Jesus, hoe kan God iets teen jou hou? God hou niks teen jou nie. Nou die dag ry ek daar op die plaas en ons het die mooiste reënboë gehad, né? Was baie reën. Die afgelope tyd sê daar was 'n hele klomp reënboë. Een van die ouetjies sê vir my, ag, is dit nie pragtig nie? Dit herinner mense aan die belofte wat die Here gemaak het. Ek sê ja, watter belofte? Hy sê dat die aarde nie weer deur 'n vloed sal vergaan nie. Ek sê dis reg. Maar is daar nie dalk 'n tweede belofte nie? Sê o nee, hy het dit geweet nie. Ek sê gaan kyk in Jesaja 54. Kom ons kyk 'n bietjie in Jesaja 54. Die tweede belofte wat God aan die reënboog gekoppel het. Jesaja 54 vers 9 sê, soos in die dae van Noag is dit vir my. Soos ek gesweer het dat die waters van Noag nie meer oor die aarde sou gaan nie. Dis nou die reënboog, is julle met my? So het ek gesweer dat ek nie op jou toornig sal wees of jou sal dreig nie. Die Here is nie kwaad vir jou nie. Amen. Onthou altyd as jy na die reënboog kyk, daar's twee beloftes. Amen. Die Here is nie kwaad vir jou nie. Hy sal jou nie eens dreig nie. Amen. So, dit is een manier hoe ek leer om die stem van die Here te herken. Die stem wat my dreig is nie die stem van die Here nie. Amen. Die Here gaan jou nooit dreig nie. Hy sê, want berge mag wyk en heuwels wankel, maar my goedheid sal van jou nie wyk en my vrede verbond nie wankel nie, sê die Here, jou ontfermer. Die Here het 'n vrede verbond met jou. Die Here is nie in oorlog met jou nie. Die Here het 'n vrede verbond met jou. Amen. Jesus het die volle prys vir jou betaal. Jy hoef nie te perform nie. Amen. Om iets te verdien nie. Jy is vrygekoop deur sy bloed. Nou kyk na Handelinge 26. Handelinge 26. Ons het nou net gelees, hy sê hierso in vers 12 van Kolossense 1 en die Vader mag dank
wat ons bekwaam gemaak het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Handelinge 26 is by Paulus se getuienis. Ons het nou vanoggend van hom Henny se getuienis gehoor, nou hierdie is Paulus se getuienis. Ons almal gaan nog ons getuienisse vertel. Ons het 'n ewigheid wat voor lê. Hier kom klomp boeke hoor. Vers 15, toe sê ek, wie is u Here? En hy sê, ek is Jesus wat jy vervolg. Let wel, hy sê nie, ek is Jesus en jy is die een wat my kerk vervolg nie. Hy sê, ek is Jesus wat jy vervolg. As jy die kerk vervolg, doen jy dit aan Jesus. Dit wat Jesus gesê het, wat jy doen aan die geringste, doen jy aan my. Dit kan positief of negatief wees, amen. Maar rig jou op en staan op jou voete, want hiertoe het ek aan jou verskyn om jou te bestem, tot 'n dienaar en getuie. Sien, ou Paulus het klaar hier tot bekering gekom, want hy het gesê, Here, dis een van die kortste bekeringsgebede wat jy nog gelees het. Hy het gesê, Here, hy noem hom Here. Dis al wat nodig was, hy is wedergebore, een woord. Wat het lank om wedergebore te word. Amen. En van die dinge waarin ek nog aan jou sal verskyn, terwyl ek jou verlos uit die volk en die heidene, na wie ek jou stuur, nou dis redding, kan jy sien. So, wedergeboorte het op een oomblik gebeur, toe hy sê, Here, maar nou het dit nodig om gered te word, want hy gaan nou in hierdie wêreld invaar, om Jesus se boodskap te bring, en Jesus sê, maar dis okay, ek gaan jou verlos, ek gaan jou red, en hy het. Om hulle oë te open, dat hulle hul van die duisternis tot die lig kan bekeer, en van die mag van die Satan tot God. Hoe kan jy dink jy's in die wil van God, as jy in die mag van die Satan is? Jy kan nie, nee. Sodat hulle deur die geloof in my, vergifnis van sondes, en 'n erfdeel onder die heiliges kan ontvang, 'n erfporsie, 'n erfdeel. Elkeen van ons het 'n erfporsie, 'n erfdeel. Amen. Dis 'n groot erfporsie. So dit was nou die eerste gebed in Kolossense. Nou kyk ons na Efesiërs 1. Efesiërs 1, weer wat ek nou gaan lees vandag, nou ek wil sommer begin vanaf vers 3 in Efesiërs 1. Ons lees 'n bietjie in die gebed in. Efesiërs 1 vers 3 sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. So ons weet die woord seën beteken 'n bekragtiging om suksesvol te wees. So jy kan op grond van hierdie skrif sê, ek is geseënd. Amen. Ek is geseënd. Ek is bekragtig om suksesvol te wees. Soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil. So let wel, wie het God uitverkies? Hy het vir Jesus uitverkies. Jesus is die uitverkiesde een. En die enigste manier hoe jy deel daarvan kan word, is deur in hom te wees. Niemand word buite Jesus uitverkies nie. Hy sê, soos hy ons in hom uitverkies het. Hy het ons nie buite Jesus uitverkies nie. Hy het ons in hom uitverkies. So daar's nou weer eens godsdienste uitverkiesingsleer, dat die Here sekere mense uitverkies. Die enigste een wat waardig was om uitverkies te word, is Jesus. En jy word in hom uitverkies. So hoe gaan jy in hom kom? Jy moet wedergebore word. Wat het Jesus vir Nikodemus gesê in Johannes 3? Hy het gesê, jy moet as 'n man nie wedergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. En vir wie sê hy dit? Die rabbi, die leermeester van Israel. Sê Nikodemus, jy is nou hierdie groot dominee. Maar as jy nie wedergebore word nie, kan jy die koninkryk van God nie sien. Die oomblik as jy wedergebore word, want so lief het God die wêreld gehad. Nie net daar staan nie, want so lief het God die uitverkiestes gehad nie. Dit is vals. Daar staan, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. So God het vir Jesus uitverkies, en die uitverkieste een Jesus, neem ek aan, ek neem sy offer aan, ek neem sy guns aan,
En as ek dit vat, is hy in my, en ek is in hom. Is julle met my? Soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, deurdat hy ons vers 5 voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus na die welbehae van sy wil. So die voorbeskikking was dat ons kinders sal word, en nie slawe of diensknegte, maar kinders. Tot lof van die heerlikheid van sy guns waarmee ons genadig het in die geliefde. Die woord genade kan jy beter verstaan as jy die woord guns daar lees. Tot lof van die heerlikheid van sy guns waarmee hy ons begunstig het. Sy guns waarmee hy ons begunstig het in die geliefde. So daar's nie guns buite die geliefde nie, julle. Dis in die geliefde, in Jesus. In hom het ons verlossing deur sy bloed. Die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy guns. Wat hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand, deurdat hy aan ons geheimenis van sy wil bekend gemaak het. Sien jy daar? Hy het aan ons die geheimenis van sy wil bekend gemaak. As jy 'n kind van hom is, dan hoef die wil van God nie vir jou 'n misterie te wees nie. Dit word bekend gemaak. Dis in sy woord en deur sy gees. Om die volheid van die tye te reël by die doel om alle dinge wat in die hemele, sowel as op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. In hom, in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het. Nadat ons van tevore daartoe verordeneer is, ooreenkomstig die voorneme van hom wat alles werk volgens die raad van sy wil, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het, in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, die goeie nuus van julle redding. Dit is die evangelie. Dit beteken is baie meer as om net wedergebore te word. Die goeie nuus van redding beteken daar's goeie nuus aangekondig. Ek en jy is nie meer onderworpe aan 'n aarde vol van vloeke nie. Ons kan uitgered word uit die teenwoordige bose wêreld. Ons het die koninkryk van God in ons. En as ons hierdie koninkryk van God in ons gebruik, dan kan ons heers op hierdie aarde. Halleluja. Dis die goeie nuus van jou redding. Daar is goeie nuus. Die goeie nuus is, jy hoef nie siek te wees nie. Die goeie nuus is, jy hoef nie arm te wees nie. Die goeie nuus is, jou stikkende lewe kan heel gemaak word. As jy na Jesus toe kom. Nou goed, kom ons gaan verder. Vers 14. Wat die waarborg is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos. God is nie beïndruk daarmee, dat sy eiendom gebonde moet wees nie. Dat sy eiendom ons is sy eiendom. En ons moet nie onderworpe wees aan die duiwel en die wêreld en al die bose goeders nie. Hy wil ons vry hê. En dit is tot lof van sy heerlikheid. Daarom vandat ek gehoor het van die geloof in die Here Jesus wat onder julle is, en die liefde tot al die heiliges, hou ek ook nie op om vir julle te dank, as ek julle in my gebede dink nie. Die engel sê daar, when I mentioned you in my prayers. Let wel, hy sê nie wanneer ek in baringsnood vir 3 ure lank vir julle bid. Jy sien, dis nie jy wat die werk hoef te doen nie. Dis God wat die werk doen. Hy sê ek mention julle net. Mention. Dis genoeg. Dis die werk, hy doen nie die werk nie. Hy connect met die een wat die werk doen. Dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, en julle die wysheid, die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee. Verlig die oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping, wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is, vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus, toe met die dode opgewek het. So daar is drie dinge wat hy vir ons bid. Hy bid dat ons sal weet wie ons is, hy bid dat ons sal weet wat ons het, hy bid dat ons sal weet wat beskikbaar is vir ons. So ek wil vandag fokus op die derde ene, wat is beskikbaar vir jou? Dieselfde krag wat Jesus opgewek het uit die dode. So God vat sy krag, dieselfde krag wat Jesus opgewek het uit die dode, en hy gee dit vir jou as gelowige.
En hy sê, wees jy nou die rentmeester van my krag. Is julle met my? Dit vloei klaar na jou toe. So, wat is die eerste fout wat jy kan maak? Is om te pleit vir iets wat klaar aan jou behoort. As ek iets vir jou gee, en jy hou aan pleit daarvoor, dan beteken dat jy glo nie wat ek sê nie. En jy gaan nie ontvang nie, nee. So ek moet besef, okay, dat die krag van God is 'n tasbare werklikheid. Die krag van God is 'n stroom wat vloei na my toe. Dit is beskikbaar. En God vertrou dit toe aan my as die rentmeester daarvan. So waarvoor doen hy dit? Hy gee sy krag vir my, sodat ek dit kan gebruik op die aarde. Om wat te doen? Om sy wil te doen. Okay? Sy wil is goed. So hy vertrou sy krag toe aan my. En daar's twee dinge wat ek met daai krag moet doen. Ek moet die krag ontvang deur geloof. Daar is nie 'n ander manier om die krag te ontvang as deur geloof nie. Die krag moet ontvang word. Ek moet 'n ontvanger wees, né? Ons ken Romeine 5:17. Die wat kan ontvang, is die wat sal heers. So ek moet die krag ontvang wat klaar vloei. As die krag nie manifesteer nie, is dit nie omdat God dit nie stuur nie, dis omdat ek dit nie ontvang nie. So nou moet ek 'n bietjie wegkyk van God af om die fout by hom te soek, okay? En ek moet na myself kyk en sê, Vader, help my. Leer my hoe om 'n beter ontvanger van die krag te word. Amen. Ek wil 'n ontvanger wees van hierdie krag. Ek is 'n rentmeester daarvan, ek moet dit ontvang. En ek doen dit deur geloof. Nou waar moet geloof wees? Twee plekke, ons het laasweek gesê, in my mond en in my hart. Dis wat geloof moet wees. Die woord in my mond, die woord in my hart. As ek nie 'n verhouding met die woord het nie, gaan ek nie die krag ontvang nie. Hoe stel God sy krag vry? Deur sy woord. Hoe het Jesus mense genees? Jesus het nie mense met moeite genees nie. Hy het mense maklik genees. Maar hy het gesê, dis nie ek wat dit doen nie, dis die Vader in my, wat dit deur my doen. So Jesus het net gevloei. En al wat ek en jy moet doen is met te vloei, saam met die groter een in ons. Ons werk is nie om die ou gesond te kry nie. Ons werk is om koneksie te maak met die een wat hom gesond kan kry. Amen. Al wat ek moet doen is die koneksie. Ek moet net die koneksie maak. En koneksie is deur geesopenbaring. Ek moet geesopenbaring hê van wat ek mee deel. As ek dit net mental het, en ek het nie geesopenbaring nie, gaan dit moeitevol wees. Ek gaan sukkel. Ek gaan probeer slingertjies draai. Ons het so 'n ou engine op die plaas gehad, by 'n boorgat. Ek vergeet nou wat die naam van die engine was, maar soos 'n bekende naam gewees. Ek dink aan so iets, 'n lister of 'n ding, ja, maar hy het met 'n slingertjie gedraai. En ek het 'n oom gehad wat my gehelp het. En hy het eendag gesukkel met die engine om hom gestaat te kry. Man, dit was 'n narheid. Nou, as 'n mens sukkel met 'n ding, dan soek jy altyd hulp. Is dit nie? En hy het net aan 12 mense gehad wat om daai engine gestaan het, wat beurte gevat het om hom te draai. Sterk manne. Hulle het gedraai, en hulle het gedraai, hulle het gedraai. En na 3 ure se draai, het hy dit nie gevat nie. Hy was skoon op moedverloor se vlakte. En toe kom die gedagte by hulle op, na 3 ure, dat hulle dalk van die verkeerde kant toe draai. En toe hulle die eerste keer in die teenoorgestelde rigting draai, toe vat daai listertjie pragtig. Nou jy sien, die probleem is, jy kan in jou eie effort draai, dat die rook op jou staan. Maar as dit verkeerde kant toe is, dan gaan die lister nie vat nie. En nou kan jy vir die Here verwyd, dat die Here nie wil hê, die lister moet vat. Maar meantime, die Here niks daarmee te doen nie. Dis jy wat so stupid was om verkeerde kant toe te draai. So die ding is hierso, ons moet, as dit moeitevol raak, dan mis jy klaar iets. As die oomblik as dit moeitevol raak, dan moet jy klaar stop. En besef, maar ek het nog nie 'n geesopenbaring van hierdie ding nie. Ek is nog besig om uit mental, uit die verstand uit te probeer. Want ek glo in genesing, ek glo in die woord, ek weet hierdie persoon moet genees word, ek weet hierdie situasie moet opgelos word. Nou probeer ek, maar ek probeer verkeerd, ek probeer nou in die vlees. Dis hoekom ek so sukkel. Wat ek moet doen hierso, ek moet stop, ek moet die woord kry, ek moet die woord in my gees kry. Baie keer moet ek begin om te loof en te prys en net my denke bietjie stil te maak, want nou op hierdie stadium is ek nou al in 'n stryd.
Die ou vyand sê vir my, ja, sien. En dan begin hy met sy stemmetjie, né, om jou moedeloos te maak. Maak dit net eers stil en kry die woord van die Here. Kry die woord in jou gees in en dan gaan jy weer. Dan gaan jy sien dit is nie 'n moeitevolle ding wanneer jy openbaring het nie van wat om te doen nie. Matteus 16 het ons ook al gelees 'n week terug of so, maar ek gaan hom weer lees, vers 13 tot 19. En toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vra hy sy disippels en sê, wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? En hulle antwoord, sommige Johannes die Doper, en sommige Elia, en ander Jeremia of een van die profete. Hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, u is die Christus, die seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy, Simon Bar-Jona. Jy kan ook sê, gered is jy. Die woord salig is 'n reddingswoord, né? Hy is nou gered, want hy het 'n openbaring gekry. Want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. Daar is hy. Dis waaroor alles gaan, julle. En ek sê ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou. Dit sê rots van openbaringskennis. En die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. En ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee. Wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees. Wat jy op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Sien die delegasie, hy gee vir ons die gesag en hy gee vir ons die krag. Nou, al wat ons nodig het, is 'n kennis van sy wil, maar dit moet 'n openbaringskennis wees. Jy moet in jou gees weet, dit is God se wil, dat hierdie liggaam van my 100% gesond sal wees. Dis die wil van God. Geen twyfel nie. Geen vraag nie. Jesus het gesterf vir jou liggaam, net soveel as vir jou gees en jou siel. Hy het gesterf vir jou siel, dat jou siel deel moet wees. Jy het nie nodig vir ure se counseling nie. Hy kan in een oomblik jou siel herstel. Jou emosies, jou denke. As jy hom vertrou daarvoor. En hy het gesterf vir jou finansies, hy het gesterf vir jou voorsiening, die koninkryk van God. Hy sê, ek is die deur, as jy deur my ingaan, sal jy ingaan en uitgaan en wyding vind. Dis redding, dit is die deur tot die koninkryk wat in jou is, kan jy ingaan en uitgaan en ingaan, maar let wel, dit help nie Jesus maak die deur oop, maar jy gaan nie in nie. Nou moenie vir Jesus verwyd nie, hy het die deur oopgemaak. Al wat jy moet doen is gaan in en gaan uit en vind wyding. So leer die beginsels van die koninkryk en begin dit toepas. Begin praat met jou lyf, begin praat met jou plaas, begin praat met jou huis, begin praat met jou kar, okay? Doen die koninkryksbeginsels. Doen dit. Romeine 5 vers 1. Die posisie van guns is die posisie van redding. Jy moet in posisie kom. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, geniet ons vrede met God deur ons Here Jesus Christus. Dis dan amazing. Jy kan vrede geniet met God. Hoeveel mense op die aarde kan dit sê? Hulle is bang vir God. Ek geniet vrede met God. Maar jy kan nie vrede met God geniet as jy nie 'n geesopenbaring het dat jy die geregtigheid van God in hom is nie. Want as jy nie 'n geesopenbaring het dat God het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir jou gemaak, dat jy kan word die geregtigheid van God in hom. As dit nie 'n geesopenbaring is nie, gaan jy nie kan vrede geniet met God nie. Want jy gaan altyd minderwaardig voel en skuldig voel. Maar die oomblik as my gees tref, ek is vry. Ek is nou die geregtigheid van God. Hy het my sonde gedra, ek dra sy geregtigheid. Amen. Ons het ge-exchange. Ek is vry. Dan geniet ek vrede met God. Nou kom ek na God toe as een wat geen skuld het nie. Ek kom na God toe as een wat geen skuld het nie. My skuld is uitgewaai. Dit is van my weggevat, so ver as die ooste van die weste. Ek is vry. So as ek nou vra, hoe sal God nee sê? Amen? As hy sy enigste seun gegee het, hoe gaan hy nee sê vir enigiets wat ek vra? Dit bring aan hom groot vreugde.
Die Bybel sê in Psalm 35, dat dit bring aan die Here groot vreugde, om sy diensknegte te sien vooruitgaan. Amen? Dit bring aan hom groot vreugde, om jou te sien vooruitgaan. Dis vir die Here amazing. Daar's niks lekkerder vir ons Vader, as om jou te sien vooruitgaan. Psalm 35, dink is vers 27. Deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het, tot hierdie guns waarin ons staan. Jy sien, dis 'n posisie van guns. Gaan staan daar. Gaan staan in 'n posisie van guns. Moenie ooit in 'n ander posisie gaan staan as jy wil ontvang nie. In die week lees ek 'n uitroep van iemand wat ek ken en wat sy vrou is deur geweldige beroertes en sukkel fisies, siek, kan nie praat nie, kan nie eet nie. En in die uitroep om hulp skryf hy nou, hoekom my vrou wat nooit iemand kwaad aangedoen het nie, wat so goed was vir al die mense om haar. Hoekom moet sy die een wees wat nie kan praat nie, wat nie kan eet nie, wat nie haar lewe kan geniet nie. En ek het empatie daarmee. Natuurlik, dis 'n baie moeilike situasie. Maar die oomblik as jy kom op grond van emosies en op grond van hoe goed jy is of was, is jy nie op die fondasie om te ontvang nie. Jy kan nie ontvang vanaf daai platform nie. Al wat jy kan ontvang op daai platform is simpatie. En simpatie is nie waar ek geïnteresseerd is nie. Ek is nie in simpatie geïnteresseerd nie. Ek is in resultate geïnteresseerd. Dit is nie die wil van God, dat daai kosbare kind van hom so moet ly nie. Amen. Dis sy wil dat sy opgewek word, genees word. Maar ons moet op 'n fondasie van guns kom. Suiwer fondasie van guns. Ons moet leer die beginsels om te ontvang. Dit is so absoluut noodsaaklik. Daar's so 'n leemte in die liggaam van Christus om te ontvang. En dit is wat die Here vreugde gee. Die wees ook deur die geloof die toegang verkry tot hierdie posisie van guns waarin ons staan en ons verheug onsself. So dis hoe, wat doen jy terwyl jy daar staan? Wat is die regte ding om te doen as jy daar staan in daai posisie van guns waar jy toegang verkry het? Jy moet rejoice. Net soos Paulus en Silas. Hulle het in die tronk gesit, wat maak hulle? Hulle kerm en kla nie. Hulle vra nie hoekom nie. Wat doen hulle? Hulle rejoice. Ja, hulle het klaar gebid, hulle het klaar die Here kennis gestel van waar hulle oomblik is, wat met hulle gebeur het, asof hy nie weet nie. Nou stel hulle die vyand in kennis. Ons kom nou hier uit. Deur hulle lofprysing, deur hulle aanbidding. Kom uit hulle gees uit. Ons verheug onsself in die hoop. Nou, die woord hoop is 'n duidelike, innerlike prentjie. Jy moet leer om met prentjies te werk. Die duiwel sal in jou lewe met prentjies werk. Hy sal vir jou 'n prentjie wys van alles wat faal, alles wat te gronde gaan, amen, en van jou begrafnis. Hy is lief vir rolprente. Ek wonder of hulle aardappelslaai gaan eet. Jy weet, en so, gaan dit reën die dag, maar jy moet die prentjie verander. Abraham het sy prentjie verander. Die vorige hoofstuk, Romeine 4, praat van Abraham, wat in hoop, teen hoop, op hoop geglo het, volgens wat gesê was. So sal jou nageslag wees. Hoe? Soos die sterre aan die hemel en die sand in die seestrand. So hy het weggekyk van sy eie liggaam, 100 jaar oud. En dit is amazing, dat die Here het Sarah sy liggaam verander op 90. Dat sy nie net in staat was om swanger te word, maar dat 'n koning belang gestel het in haar, om haar in sy harem in te kry, op 90. Dit is amazing, wat die Here gedoen het, maar dit was deur geloof. Hulle het hulle prentjie verander, hulle het weggekyk van die probleemprentjie. Die duiwel sal almekaar die prentjie van die probleem voor jou wil hou, want onthou die geveg, hy weet wat in jou is, hy weet dat hy het geen antwoord op die koninkryk. As jy moet leer om hierdie krag wat in jou is, te gebruik, het hy nie 'n kans nie.
En jy moet 2 dinge doen met daai krag. Ons het gesê, nommer 1, jy moet dit ontvang, deur geloof. Maar nommer 2, jy moet die krag aanwend, in 'n spesifieke area. Jy moet dit vrystel. Dit help jy ontvang het, mens stel dit nie vry nie. Jy moet dit vrystel in 'n spesifieke area, dis deur jou woorde. Jy kan dit vrystel in die area van genesing, in jou liggaam. Jy kan die krag van God fisies vrystel in jou plek van besigheid, in jou finansies. Jy kan dit vrystel. Jy kan dit vrystel in jou huwelik. In elke area van jou lewe kan jy die krag van God vrystel. Dit is, onthou, jy is die rentmeester daarvan. God het dit vir jou gegee, en hy sit en wag om te kyk, wat doen jy met my krag? So jy kan nie meer onskuldig of, hoe kan ek sê, onnosel pleit, soos baie ander Christene, dat jy nou nie hierdie goed weet nie. Het is nou baie gevaarlik geweest dat jy vanoggend kerk toe gekom het. Ek hoop julle besef dit. Want julle weet nou iets wat ander mense nie weet nie. Jy is 'n rentmeester van God se krag. Jy ontvang sy krag deur geloof, en jy kanaliseer sy krag in die area in, om God se wil te laat gebeur, want jy kry openbaring oor God se wil. En jy weet God se wil is nie siekte nie. Jy weet sy wil is nie gebrek nie, sy wil is nie die vloek nie. Hy het homself gegee vir jou sondes, sodat hy jou kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld, volgens die wil van ons God en Vader. Sy wil is uitredding, uitred uit boosheid. Ons verheug onsself in die innerlike beeld van die heerlikheid van God. Die heerlikheid is die manifestasie van sy goedheid. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk, en die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop. En die hoop beskaam nie, omdat jy die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat in ons gegee is. Want toe ons nog swak was, vers 6, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Want nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe. Vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed. Dis 100% regverdig. 100% wedergebore mense. Geregverdig is in sy bloed. Dis 'n feit soos 'n koei. Is julle met my? Veel meer dan sal ons nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toorn. Jy hoef nie deel te hê aan die dinge wat oor die aarde kom nie, want hier kom dinge oor die aarde, en allerhande dinge wat die versekeringsmaatskappye acts of God noem, is eintlik maar acts of the devil. Is julle met my? Maar jy hoef nie deel te hê daarin nie. Jy hoef nie die een te wees op wie die toring val nie. Jy hoef nie die een te wees wat vermoor word nie. Amen. En dit kom oor die aarde. Onthou jy daai mense wat vermoor is, toe Jesus in Jerusalem was? Toe hulle offers gebring het by die tempel. En hulle het hulle vermoor, daar by die tempel, almal. En Jesus sê, moenie dink julle is nie almal in gevaar nie. Dit was sy antwoord. Hy sê, maar draai julle self. So hier gee hy nou vir ons die uitkoms, dat ons hoef nie te val onder daai goed nie. Ons kan vrykom. Maar dan moet ons ingaan en uitgaan en wyding vind. Ons moet die koninkryk leer ken, ons moet die meganisme van die koninkryk, ons moet doeners word hiervan. Amen. Dit gaan nie outomaties, net omdat jy wedergebore is, en net omdat jy 'n goeie mens is, gaan nie beteken jy leef vry nie. Daar's baie lieflike, geesvervulde, pragtige kinders van die Here wat nie vry is nie. Hulle ly aan siekte, hulle ly aan gebrek, hulle ly aan soveel goeters, en dit is nie die wil van die Here nie. Sy wil is vry. Vry. Sy wil is heers. Amen. So wees meek. Meek beteken ek is bereid om te verander. Ek is bereid om te hoor wat die Here vir my sê. As dit sy woord is, dan luister ek. Dan sê ek, yes Lord. Wat ek ook al gedink het, dink ek nie meer, nou dink ek reg. Amen. Want as ons, terwyl ons vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. Jy moet eers versoen wees, voor jy gered kan word. Jy moet eers wedergebore wees, voor jy gered kan word. Jy moet eers op pad wees hemel toe, voor jy gered kan word. Dan kan jy gered, maar nie deur sy dood nie. Deur sy lewe.
Ek het gister met 'n ou gesels en hy sê, die probleem wat meeste Christene het, Jesus hang nog aan die kruis vir hulle. En ek verstaan presies wat hy sê. Solank Jesus nog aan die kruis hang, is hy vir jou godsdienstige Jesus. Hy hang daar aan die kruis. Jou Jesus moet 'n bietjie van die kruis afkom. Hy moet 'n bietjie opstaan uit die dode. Hy moet lewe, hier in jou, hier by jou. Dis deur sy lewe wat jy gered word. Amen? Deur sy lewe wat jy gered word. So Josua 1 vers 8, praat God met Josua. En hy sê vir Josua, Josua, hierdie wetboek moet nie uit jou mond wyk nie, maar bewaar dit binne in jou hart, dat jy kan doen, dan sal jy suksesvol wees in wat jy doen. Dis hoe ek openbaring kry. As ek openbaring van die woord wil hê, as ek openbaring wil hê, hoekom wil ek openbaring hê? Ek wil openbaring hê om vry te kom. Want ek kan saamstem dat 'n geseënde lewe is van die Here af. En ek kan sê halleluja. Maar dis nie te sê ek gaan 'n geseënde lewe hê nie. Dit moet van my kop af in my hart inkom. En as dit my gees tref, dan sien ek dit gebeur. Amen. Nou om dit te doen, moet ek die woord mediteer. Ek moet die woord eers sit, die woord in my oë, in my mond, in my ore, tot die woord in my gees inkom. Dan kom dit met krag uit my uit. Romeine 10, kom ons kyk na Romeine 10, vanaf vers 1. Broers, die verlange van my hart en die gebed wat ek tot God vir Israel doen, is tot hulle redding. Dat ek getuig van hulle, dat hulle 'n ywer vir God het, maar sonder kennis. Want omdat hulle die geregtigheid van God nie ken nie, en hulle eie geregtigheid probeer oprig, het hulle hul aan die geregtigheid van God nie onderwerp nie. So hulle moes hulle self onderwerp aan die feit dat ek nie hoef te werk nie, maar dat ek net kan glo. En hulle wou nie. Nee, te maklik. Want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo. Want Moses beskryf die geregtigheid wat uit die wet is, die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe. Dis dinge, oomblik as dit 'n ding is wat jy moet doen, dan weet jy is op die wet. Maar die geregtigheid wat uit die geloof is, sê dit, moenie in jou hart sê nie, wie sal in die hemel opvaar, naamlik om Christus af te bring. Hy praat nie eens van om hardop te sê nie, hy sê, moenie in jou hart eers sê nie. Moet dit nie eens dink nie, want dan sê jy op die verkeerde pad. Wie sal in die hemel opvaar, naamlik om die gesalfde een af te bring, die krag af te bring, of wie sal in die afgrond neerdaal om die gesalfde en die krag uit die dode terug te bring. Maar wat sê die geregtigheid wat uit die geloof is? Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dis die woord van geloof wat ons verkondig. Nou Markus 11 praat Jesus en hy sê, vers 22, vers 21, en Petrus het onthou en vir hom gesê, Rabbi, kyk, die vyeboom wat u vervloek het, is verdroog. En Jesus antwoord en sê vir hulle, julle moet geloof in God hê, want voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen vir hierdie berg sê, dis jou mond, hef jou op, werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit ontvang en julle sal dit kry. Jy moet glo dat jy dit ontvang wanneer jy bid, né? So jy moet nie daai meganisme beskadig in jouself nie. Moenie los woorde praat. Moenie praat met die berg voor jy nie reg is om te praat met die berg nie. Amen. Dis beter om eers na die woord toe te gaan, die woord voor jou oë te sit, die woord in jou ore te sit, die woord in jou hart te kry, sodat wanneer jy praat met die berg, wanneer jy praat met die probleem, dan praat jy uit 'n geesopenbaring. Amen. Vat eers tyd voor jy praat, om seker te maak jy praat uit jou gees uit. Dit gaan nie werk as jy dit soos 'n formule toepas uit jou kop uit nie, dan is daar nie krag wat vrygestel word nie. Die krag kom nie uit jou kop uit, die krag kom uit jou gees uit. So ek kan nie, en onthou, dis guns. As jy nie guns gee nie, gaan jy nie guns kan ontvang nie. Amen. Dis hoekom hy sê, hy eindig hierdie deeltjie van die berg, dan sê hy, maar, as dit jou byval, dat jy iets teen iemand het. Hoekom? Want as jy iets teen iemand het, gee jy nie guns nie. Jy gee nie genade nie. As jy nie genade gee nie, hoe kan jy genade ontvang? Jy blok die genadepyp. Nou is jou genadepyp toe. En jy gaan nie krag kan nie deurkom, want die krag wat vloei is guns. Dis nie hoe oulik jy is, jou werke of so nie. Dis guns. Jy ontvang dit uit guns uit, God se krag vloei deur jou en dit spreek die probleem aan. Maar ek moet
die pyp oopmaak deur guns te gee. So ek moet as iemand verkeerd optree teenoor my, hulle kan vergewe, net soos wat ek self vergewe wil word wanneer ek verkeerd opgetree teenoor iemand. En ek moet daai persoon kan lief hê en aanhou guns bewys. Guns beteken hulle verdien dit in elk geval nie. In my gedagtes is hulle so lelik met my gewees, hulle verdien 0. OK? Want ek is die dikkens in vir hulle. OK? Dis 'n fantastiese geleentheid om guns te bewys. Jy kan guns bewys wanneer iemand glad dit nie verdien nie. Dan is jy soos jou hemelse Vader. Hy bewys guns aan almal wat dit nie verdien nie. En die groot ding wat gaan gebeur as jy dit doen, maak jy die pyp van krag oop in jou lewe soos nog nooit tevore nie. As jy die krag van God op 'n ander vlak wil sien, deur jou vloei, leer om guns te bewys van niemand dit verdien nie. Want jy verdien dit ook nie. Amen. So nou maak jy daai pyp oop. Nou vloei dit deur jou. Nou vloei daai guns deur jou. Geloof op 2 plekke, in die mond en in die hart. Emosies maak geen verskil nie. Dit help nie jy huil nie. En ek verstaan dat mens graag baie keer wil huil, want jy kom in vreeslike omstandighede en dit is, ek het ook al gehuil, ons almal het al gehuil. Amen. Maar dit gaan nie die ding, die Here gaan nie sê, shame. Kyk hoe huil hy. Ek dink ek gaan hom nou help nie. Jesus kan saam met jou huil, dit sal nog nie help nie. Want hy het die krag aan jou toe vertrou. Hy het nie gesê huil hard genoeg. Aktiveer sy krag op 'n daaglikse basis. Jy moet elke dag die krag aktiveer. Die krag is beskikbaar, jy moet dit aktiveer. Aktiveer die krag van God in jou lewe op 'n daaglikse basis. Verwag dat die krag sal werk. Wie van julle gebruik 'n haardroër? Die vrouens, né? As jy in die oggend na voor die spieël gaan, jy skakel die haardroër aan en hy begin blaas. Wat doen jy? Henny, kom kyk, die haardroër werk vanoggend. Doen jy dit? Hoekom? Want jy verwag dit gaan werk. Wanneer roep jy vir Henny? Wanneer die aanskakel my werk nie. Sê Henny, kom kyk, hier is iets verkeerd. Nou hoekom doen jy teenoorgestelde met die krag van God? Die oomblik as jy bid en dan gebeur, jy sê, wow, die krag van God het gemanifesteer. Wat moet jy doen? Jy moet verwag dit gaan met my. As jy bid en iets gebeur nie, dan moet jy sê, wow, roep vir Henny, hier is 'n probleem. Ons het wragties gebid en het niks gebeur nie. Dis snaaks. Dit is nou snaaks. Ons doen dit net andersom, sien julle? Onthou dit nou. 'n verwagting. 'n verwagting dat die krag van God elke keer gaan werk. Elke keer as jy bid, moet die krag daar wees. As dit nie daar is nie, is iets verkeerd. Dan is daar een of ander blokkasie, dan moet ons dit regkry. Ons moet gaan kyk na die main switch. Ons moet die drade gaan toets. Want, dit is baie snaaks wat nou gebeur. Ons het gebid en die ouens nie genees nie. Nou ja, iets is verkeerd. Hebreërs 10 vers 35 en 36. Werp dan julle vrymoedigheid, wat 'n groot beloning het, nie weg nie. Want julle het lydsaamheid nodig, om nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry. Die woord vrymoedigheid, as jy in die Engels gaan kyk, daar is confident hope, of fearless confidence. So jy is veronderstel as jy bid oor 'n saak, om te bid met 'n fearless confidence, dat jy resultate gaan kry. En jy moet dit nie wegwerp nie. Jy moet nie timidly bid nie. Smith Wigglesworth was 'n ou wat baie wonderwerke in sy lewe gesien het. Ek dink is iets soos 14 gedokumenteerde gevalle van mense wat uit die dode opgewek het. Kragtige bediening in die vorige eeu, in die 1800s, in die vroeë 1900s. En hy staan eendag by 'n busstop en daar's 'n in 'n ry en daar's 'n vrou met 'n klein hondjie wat hier rondom haar enkels is, jy weet. En sy sê vir die hondjie, go home. En die hondjie go nie home nie. Hy wou net sy stert al meer, soos hy go home sê, want is ewe skielik, toe kom die bus aangery. Toe besef die vrou, nou moet die hondjie go home. En sy stamp af voet en sy sê, get! En die hondjie sit sy stert in sy been en hy hardloop huis toe. Nou Smith kon nie help nie, hy sê,
That's how you have to do the devil. Dit is hoe jy met die duiwel moet praat. Die help nie sê vir hom, go home. Hy gaan vir jou, hy wou net sy stad neer, maar as jy jou voet neerstamp, en jy sê gate, dan gaan hy. Hy weet jy, nou bedoel jy besigheid. Werp jou vrymoedigheid, wat 'n groot beloning het nie weg nie. Boldness is die woord, om daai vrymoedigheid. Dit beteken jy het 'n verwagting. Jy het 'n verwagting dat die krag van God sal werk. So hou jou denke in lyn met die wil van God, hou jou denke in lyn met die woord van God. Wat jou denke is jou geestelike maag. Jou fisiese maag, elkeen van ons weet, ek kan nie net gemors, ek kan nie soos 'n volstruis eet nie. Volstruis eet klippe, en hy eet blikkies, en dan kry hy maagpyn. As ek enige gemors eet, gaan my maag ook pyn. So ek kan nie enigiets in my denke invat nie. Die duiwel sal my denke aanval, en hy sal vir my dinge, gedagtes gee wat buite liefde is. Omdat as dit buite liefde is, dan is dit nie die Here nie. Amen. Hy sal vir jou gedagtes gee om jouself jammer te kry. Die duiwel is 'n vreeslik lief vir selfbejammering. Dit is een van sy gunsteling goeters. Arme jy, kyk hoe suffer jy. En jy moenie daai gedagtes vat nie. Jy is 'n koningskind. Jy het die koninkryk aan die binnekant van jou. Hierdie omstandighede moet hulle knie buig voor jou. Amen. En jou gedagtes is heilig. Dit wat jy in jou gedagtes toelaat is heilig. Neem elke gedagte gevange tot gehoorsaamheid aan die gesalfde een en aan sy lasverwyderende, jeukvernietigende krag. Elke area van ons lewens, dink goeie gedagtes. As jy wakker word in die nag, dink goeie gedagtes. Dink goeie gedagtes. Party mense word wakker in die nag en verknies hulle self omdat hulle wakker geword het. Jy kan die geleentheid gebruik om goeie gedagtes te dink. Amen. Weerstaan die gedagtes wat die vyand bring. Herken hulle, weerstaan hulle, antwoord hulle. Jesus het dit herken, weerstaan en geantwoord. En hy het homself vrygehou, het gesê die duiwel het geen vatplek aan my nie. As die duiwel nie 'n vatplek in jou gedagtes kry nie, gaan hy nie 'n vatplek in jou lewe kry nie. Amen. Halleluja. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie vir die voorreg om hier saam te wees. Dankie vir die kosbare woord. Ek bid vir ons as 'n gemeente, dat ons elkeen 'n doener van hierdie woord sal wees, dat ons sal wandel elke dag in die bonatuurlike krag wat van U afkom. Vader, dat ons hierdie krag sien manifesteer, dat ons rentmeester sal wees van die krag, dat ons hierdie krag sal ontvang deur geloof, sal besef dat ons dit het, en dit sal kanaliseer in die regte rigting, dat elke van ons U wil sal ken in elke area van ons lewe. U wil wat so amazing is, wat so goed is. U is 'n goeie God, U is 'n goeie Vader, U is ons herder, ons kom niks kort nie. Ons dank U daarvoor, in Jesus naam. Amen. Halleluja.